Goeiemôre aan elkeen van u. Johan, ek voel altyd vreemd vir my eie groet. As ek sê goeiemôre. Ek weet nie hoe goed is die môre nie. Want Elna is nie hier nie, langs jou nie. Johan, ons is almal saam met jou hartseer. Ons mis haar saam met jou. Ek weet die woorde van die begrafnisformulier was op die skerm, dat ek dit van u dit kon lees. Daar sê ons, die Here het dit so beskik. Ek dink ons maar hoe dis asof ons wil sê, maar beskik en ons moet sluk. Hoekom beskik hy dit dan so? Jy en Elna het sekerlik nog planne gehad. Nou, maar kort op Doornbay. Dinge nog saam doen. Maar mag jy in herfst en PC vanoggend beleef dat dit juis die Here se troos is. Mense het die Here se troos beleef, daarom formuleer hulle dit so. Die Here het dit so beskik vir sy kinders. En in hierdie oomblikke is al waar ons kan vashou is die woord van die Here. Waar hy sê, die wat in my glo, hulle sal lewe al het hulle gesterwe. Ek is die opstanding en die lewe, sê die Here. Ons wil sommer Paulus se woorde daarby gooi as hy sê, al wat ek wens is om in Christus bevind te word. En ek dink dit is waar, toe julle in Doornbay kom bly, is waar ek vir Elna bevind het, in Christus. En soveel te meer soos wat die dae geloop het, en sy weer siek geraak het en swak geraak het. En ek daar by haar kom sit te gesels het ek geweet, hierdie vrou hou vas aan die Here. Sy kan maar gee vir die Here en sê, beskik u. U weet die beste. Vir haar kon daai woorde van Paulus in 1 Korintiërs 15, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dis die woorde waarmee sy vir die Satan kon tong uitsteek. Sê, wel, kapelle, ou Satan. Hierdie is die woord van my God, die lewende God waarin ek vashou. Daarom, vir elkeen van u wat in Christus is, roep die dood ons op tot 'n hernieude toewyding aan die Here. Om opnuut te besef, maar daar is 'n lewende God. Laat ek in Christus bevind word. Filippense 3. En die ongelowige, die skeptiese, roep dit op tot bekering. Jy moet ook hoor, daar is 'n lewende God, wat weet van elke mens op hierdie aarde, vir wie in die oë sal moet kyk, wanneer ons aardse bestaan tot 'n einde kom. Daarom, of ons leef of ons sterwe, ons behoort aan die Here. As ons leef, lewe ons vir hom. As ons sterwe, sterwe ons vir hom. Want hy is die lewende God. En die God van lewendes, van Abraham, Isak en Jakob, en die Elna, en Johan, en van my. Omdat ek weer die lewende God hier by ons is, groet ek elkeen in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing daardie lied, blye versekering, Jesus is myn.
ons Vader in die hemel. Dawid het in sy Psalm al die gewaarwording gehad. Al die dae van ons lewe is opgeteken in U boek. U wat ons beplan het. U wat ons aan mekaar gewewe het in die moederskoot. Here, dit is vanoggend ons troos, dat U plan met hulle wat U na U beeld geskep het, 'n ewige plan is. Nie maar net van nou tot net nou nie. Dankie Vader in die hemel, dat U U Seun Jesus Christus gestuur het en hierdie dinge aan ons kom vertel het. En ons hou vas daaraan, Here, dat U ons sal kom haal en neem na daar waar U is. En aan die einde van die tyd, die geskiedenis van hierdie planeet, sal U vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gee om op te woon. En U self sal daar wees, die ligbron vir ons almal. Here, daarna sien ons uit. Daarom bid ons saam met Johannes, kom gou, Here Jesus, kom gou. Want die dinge op hierdie aarde is maar dikwels onverkooklik. Ja, Here, baie daar self smartlik. Here, baie dankie dat ons iets van 'n voorsmaak mag beleef wanneer U Gees kom in ons harte nuut maak. Die hart van klip uithaal en 'n hart gee wat kan voel en wat ingestel kan wees op U. En ook 'n bewuswording kan hê, soos die prediker sê, van die onbepaalde tyd. Want daar waar Elna nou dit beleef. Jesus, U wat gesê het dat U ons vriend is, U ons nie meer onderdane noem nie, wil U die vriend wees wat kom sit hier tussen Johan en CP en Herbst en broers en susters en familie wat hier kom sit. Kom sit U by hulle en hou vir hulle vas. Ons bid hierdie dinge, Jesus, in U naam alleen. Amen. Ons lees 2 gedeeltes saam. Eers uit Romeine 8. Vers 27. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Dan uit Jeremia, daardie bekende teks, 29. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Julle sal my aanroep en kom en tot my bid, en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle lot verander en julle bymekaar maak uit al die nasies en al die plekke waarin ek julle verdryf het, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Tot daar. Een mens voel soms uitgelewer
Situasies ontstaan in hierdie lewe en dan voel jy uitgelewer. Jy kan nie veel daaraan doen nie. Jy weet nie afslag waarheen om te hardloop nie. Party kinders beleef dit. Wanneer daar 'n boelie in die skool is en die boelie het hom beet, dan voel jy uitgelewer. Die boere kan hulle ook uitgelewer voel aan die weer. Daai mense die ander dag in Jamaica, Storm Melissa, wat daar kom deurhardloop. Jy's uitgelewer. Jy kan uitgelewer voel aan die ekonomie, aan 'n klomp dinge. Maar daar is 'n ander manier waarop jy ook uitgelewer kan voel, en dit is wanneer jy agter iemand moet aanloop, maar jy twyfel soms aan hierdie mens. Veral waar daar range ter sprake is. Sê maar een met 'n hoër rang as jy, hy loop voor, maar hy moet jou nou vat deur hierdie woud. 'n Ongekaarte stuk wêreld. Nou dink Elna sal vanweë haar polisie agtergrond dit goed verstaan het. Jy praat nie teenoor die een wat rang het nie. Maar jy kom gou agter, soos wat jy agter hierdie een met die hoë rang aanloop deur die woud. Hierdie man is glad nie rigting vas nie. Hier gaan 'n fout kom. En dan saans, as jy moet tot rus kom en 'n vuurtjie maak, dan hoor jy so uit sy geselsies uit, hy hou niks van so 'n loper uit deur 'n woud nie. Hy hou niks daarvan nie. En jy kom later agter, maar nog so verder in die geselsies, dit is die heel eerste keer wat hy dit doen. En na nog 'n paar geselsies kom jy agter, hierdie man weet niks van noodhulp af nie. En dan begin jou hart benoud voel. Jong, hier kan dinge lelik skeef loop. Ek voel uitgelewer aan hierdie man vir wie ek ontzag moet hê. So is dit dikwels vir my in jou lewe. Met die toekoms, daai ongekaarte stuk wêreld wat voor ons lê. Maar agter wie moet jy aanloop? Die toekoms in. Ons het ons korttermyn voorspellingkies, dis waar. Oor die weer of die markte gaan op en af en so. En selfs wat dit betref, weet ons dit help ookie veel nie. Ons spot mos, met YR of AccuWeather of wat, hulle het alweer my reën weggevat. Hulle was toe ook nie reg nie. Maar agter wie loop jy aan? Die toekoms in. Ja, nou weet ek en jy wat die Here dien, ons wil dadelik sê, maar ons loop agter die Here Jesus aan. Maar voel jy nie dan ook soms 'n bietjie uitgelewer nie? Nou wil jy sê, ja, nee, hy is aan my Here Jesus. Ja, nee, nou wat sê jy? Ons wil sê ons loop agter die Here Jesus aan. Maar nogtans, wanneer ons praat oor die toekoms, dan praat ons net die res van die wêreld. Ons sê, jong, enige ding kan môre skeefloop. Kry maar dit en dit in plek. Môre gebeur daar 'n ding, jy weet nooit wat gaan gebeur nie. Daar's so skeptiese klank in ons taal. Môre, as ek in 'n motorongeluk en dan kan ek nie meer loop nie. Ek voel iets aan my en dan gaan ek dokter toe en dan is daar 'n siekte wat my lewe net ewe skielik in 'n hele ander rigting stuur. Maar ek weet nie wat u belydenis is nie, maar my belydenis bly. Jesus is die Here van my lewe. Ek wil agter hom aanloop. Wie is hierdie Jesus? Wie is hy? Agter wie ons aanloop? Die Here het dit so beskik dat ons hom leer ken deur sy woord, terwyl sy Gees kragtig in ons werk en hierdie woord daai skerp swaard word met die twee snykante. En uit hierdie woord uit kom jy agter, hoe is die hart van God? Wie is hy? En daar's baie dinge wat jy oor hom kan leer, maar die een ding wat ek van hom agterkom as ek hierdie woord lees, veral die evangelies, ek sien Jesus se optrede op hierdie aarde. Dan kom ek agter, hierdie God van ons doen niks moeg getroffen nie. Onthou julle daai ou halwe Nederlandse woord. Hy doen niks moeg getroffen nie. So rukkie terug aan Strandfontein doen ons Bybelstudie. Jesus se
roeping van Petrus. En wat Jesus vir hom sê, iets gevang? Nee, niks gevang nie. Maar gaan, vaar weer uit. Gooi hulle weer die nette in. Dan kry ek nooit, maar nooit, in enige van hierdie soort van dinge wat Jesus doen, die gevoel, ek hoop nou vir die beste, hy vang iets. Dit is nie hoe jy Jesus in jou verbeelding sien nie. Dat Jesus so half hier agter sy rug 'n duimpie vashou. Ek hoop, hy vang iets nou. Jesus weet presies wat hy doen. Nie moeg getroffen nie, berekend. Petrus sou mos vir hom kon sê, ek is die meester visserman hierso, wie is jy? Maar hy leer gou. Ja, hy is die meester visserman, maar Jesus is die meester van elke situasie. Ons lees dit in die Bybel, dat God nooit hierdie eksperiment manier aan hom het. Kom ons probeer dit. En as dit nie werk nie, dan probeer ons dat. Ek is in geval 'n God in die ewigheid. Met ander woorde, is baie tyd vir probeerslae. Dis glad nie hoe God werk nie. As ek hom hierin leer ken, is hy 'n God wat nie sy naels sit en kou en hoop dinge werk uit nie. Hy werk berekend. Selfs wanneer dinge vanuit 'n oogpunt van 'n mens lyk nou werk dit nie uit nie. Nou loop dinge skeef. As ek nou vorentoe kyk, en ek wonder of Elna na binneste nie soms daai gevoel gehad het en moes sien, maar ek het hoop, maar ek wonder of hierdie ding nie uitloop op die vernietiging van my liggaam nie. Selfs dan hou ek vas in die Here Jesus wat vir ons sê, ek is jou God, ek het jou lief, ek hou jou vas, niks sal jou uit my hand uitruk nie. Daar val nie 'n haar van jou kop af nie, Elna het dit geweet, sonder dat hy daarvan weet nie. Die Here ons God gooi nie sy hande in die lug en sê, "O, daar's 'n storm Melissa deur Jamaica. O, Putin pleeg oorlogsmisdade. O, daar's 'n aardbewing in Marokko. Wat nou? Hande in die hare. O, hier is 'n vrou. Elna van der Merwe. Sy het nou kanker. Wat nou?" Hy is die een wat sê, hy gee, die lewende God gee ons wat maar stofwesentjies is, gee hy sy woord. En sê, ek sal vir julle, jou Johan, al sit Elna nie nou langs jou nie, en vir Elna, hulle het sy kanker gekry, vir julle sal ek alles ten goeie laat meewerk. Vir julle wat ek lank reeds geroep het, volgens my besluit, my voorneme, my berekendheid. Hy gee vir ons sy woord, wat ek vir julle beplan. Hy het 'n beplanning, berekend. Is voorspoed, nie teëspoed nie. Is 'n hoop, is 'n toekoms. En wanneer ons in hierdie dinge vashou, dan kan ek met vrymoedigheid vir jou sê, Johan, wat die Here vir ons beplan, is nie vir altyd op hierdie aarde nie. Maar wat hy beplan, al is nie altyd hier nie, is regtig voorspoed. 'n toekoms, 'n ewigheid by die Vader. Hy sal aan die einde van die tyd ons almal uit die dood laat opstaan, vir ons 'n verheerlikte liggaam gee, soos wat syne is. En dood, siekte, daai dinge, ouderdom, wat kom vreet aan die liggaam, en uiteindelik dit so half opvreet, daai dinge sal nie meer daar wees nie. God se berekeninge is nooit uit nie. En dit is ons troos. Dit hoef ons nie op ons senuwees te maak nie. Ek weet daar's mense wat ook vreeslik berekend deur die lewe gaan. Hulle maak my partykeer op die senuwees. Nou Johan het ook so 'n bietjie erken. Elna se berekendheid het hom ook so partykeer op sy senuwees gehad. Hy vat my die ander dag daar in Elna se werkskamer in. Al die goedjies op hulle plek. Ek dog, nee maar, die plek lyk netjies. Hy's reg. Toe sê hy vir my, nee, hy's nou die mekaar. Ek was hier in. Ek het goed gesoek. Ek het hier gelees.
soek ek die bril. Waar iemand skryf, liefste Elna, mamma, ouma. Waar het ek nou gelees? Hier in hierdie brief in die binnekant. Waar jou hande geraak het, was dit met presisie en deeglikheid. Dis wat Johan vir my beskryf het. Met haar naaldwerk, met haar gebak. Johan vertel my selfs, toe Elna sy kragte begin taan het, dan moet hy die wasgoed ophang, as dan kyk sy vir hom daar deur die agterdeur, sê, so hang jy nie 'n hemp of 'n broek op nie. Hy moet reg opgehang word. Dit was Elna. En toe tref dit my, hoe die Here sy kinders gebruik, om via hierdie woord, waar ons nou 'n gewaarwording het van hierdie God wat 'n beplanning het, wat 'n vaste voorneme het, 'n berekendheid het, dat hoe hy sy kinders uniek na sy beeld skape, ons van God beter leer ken, in daai ander een. As daar iemand is met 'n moederhen hart, 'n moederhen styl, en ek het met hom te doen, weet ek, daai mens, in die manier wat hy die Jesus dien, kom ek iets van God se barmhartigheid agter. Ek kan nie daar verby kyk nie. En iemand wat aan mekaar gee, en die Here bly seën hom, kom ek agter iets van God se vrygewigheid. Hy is 'n God van genade. En dan iemand met dissipline, soos Elna. Kom ek uit haar lewe agter, maar geskape na God se beeld, is sy iemand wat vir my daai troosbeeld laat beleef, dat ons God tree berekend op, en hy is almagtig, en daarom is sy berekeninge nooit uit nie, wat hy beplan, gebeur. Nie een van ons is natuurlik volmaak nie, en Elna was ook nie. Beleef so dikwels dat persone wat siek raak op hierdie manier, soos wat Elna siek geraak het met die kanker, en hulle self, ek dink veral Elna met haar, wat ook so berekend en netjies kon wees, vir 'n oomblik moet besluit, hou vas ek nou aan 'n dokter, of hou vas ek net aan Johan, of my seuns, waar nou vas ek? Die kanker wil vir my sê, ek kan nie vashou aan hierdie lewe nie. Daar moet iets groter wees, iets meer. Iemand meer. Dit is Jesus. En hoe meer 'n mens vashou aan Jesus, hoe meer vertoon jy die beeld van God. Vir al daai unieke faset wat hy wil hê jy moet uitstraal. Dan dikwels wanneer iemand siek word, soos net gesê het, Elna siek geword het, dan as daar 'n groei plaasvind, 'n skielike vinnige groei, dat wanneer ek daar in die sitkamer by hulle kom sit het, en 'n mens baie keer dan droog jou woorde op, jy wil eintlik nie meer net sommer sê, ag, laat die Here se wil geskied nie meer. Jou woorde is net weg. Dan begin sy te praat, Johan loop maak tee, en dan wonder ek, hoe sal ek nou weer aanroer dat ons praat oor Jesus? Begin sy sommer self te praat oor Jesus. Dan weet ek, sy het vrede. En wanneer sy hierdie faset van God se beeld uitstraal, van berekendheid, dan maak dit haar nie meer bang nie. Want daar God is nie een of ander autokraat, wat gekom het met reëls en regulasies om vir mense pak te gee nie. Hy is 'n God van genade. Dat nadat ons van Adam se dag af droog maak, hy sê maar, ek het 'n beplanning rondom hierdie saak, ek kom haal julle, binne my volmaakte tydsberekening, dan sal ek julle uit die dood laat opstaan met verheerlikte liggame. Daarom Johan, en CP en Herbst, en julle vrouens en familie, as die Here jou nog nie kom haal het nie, dan moet ek en jy vas en seker weet,
Daar's 'n aspek van die beeld van God waarvoor jy uniek geskep is, wat jy moet dra en laat sien. Mag die Here ons elkeen genadig wees, dat ons presies sal weet wat is daai roeping. Soos wat Elna dit presies geweet het, om met 'n sagtheid streng te wees en gedissiplineerd te wees. So, elkeen van ons, waarvoor dit is die Here jou ook al roep, laat ons nie die tyd verspeel nie. Amen. Geliefdes, as die bedankings en die huldeblyke klaar is, dan sal ek 'n gebed doen. Maar ons gee nou eers geleentheid vir die bedankings en die huldeblyk. Goeiemôre vriende en familie. My naam is Johan, ek is Elna se broer. En Johan en die familie het my gevra om net 'n paar bedankings te doen. En dan sal ek ook namens ons familie in die breë verband net 'n huldeblyk aan Elna bring. Dominee Evert, jy weet nou nie weet, hy is van die Loetswil gemeente. Hy was nou Elna Johan se laaste dominee vir Elna nou, maar nou nog Johan se dominee. Daar onder op Doringbaai. Nou ek weet nie wat jy gedoen het, maar jy het nou presies gepreek wat ek nou wil sê ook. So ek sal maar minder praat. Baie dankie vir jou baie mooi boodskap, regtig. Dit was mooi uit die hart uit en 'n mens kon beleef dat jy ook vir Elna geken het. Vir die enige kerk Piketberg hier en almal wat betrokke is by die reëlings en die hulp van die diens en die tee en die koffie na die tyd, baie dankie vir julle hulp. Dan is Dominee Martin, is hy hier? Ja, daar is hy. Dominee Martin wat die klank en die foto's gedoen het, baie dankie. Ellison Miller vir die speel van die orgel. Anine en Davie Jacobs, is julle ook hier? Ek neem so aan, wat gehelp het met die reëlings, is jarelange vriende van Johan en Elna hulle. Ronel Henning vir die spysenering. En dan kom ons nou by die meer moeiliker gedeeltes van die mense wie jy moet bedank. Daar's in hierdie periode van Elna se siekte, maar ook voorheen in hulle lewe, is daar twee mense wat 'n besonderse bydrae gelewer het vir Elna, veral in die afgelope tyd nou, om die lewe vir haar bietjie meer gerieflik te maak. En dis Karin en Nico van Sail. Ons as familie wil vir julle baie dankie sê, dat julle onverwyld altyd julle huis beskikbaar gemaak het vir Elna en Johan, met die reisery van Doringbaai af na die hospitale toe, en dat hulle by julle kon oorbly. Baie dankie daarvoor. Dan is daar Dr. Verkuil van der Merwe. Ek wil baie graag die man ontmoet, want hy het baie na ure vir Elna kom besoek, veral daar by Karin en Nicole. En ek mag hom nou nie bemark nie. Hy sal dit ook nie wil hê nie, maar hy het vir Elna baie beteken ook vanuit 'n mediese hoek. Hy het ook nie geld gevra nie. Nie dat hulle nie geld gehad het nie, maar hy het ook nie geld gevra nie. Hy het die goed sommer verniet gedoen. Dit is 'n wonderlike geliefdesgebaar. Dan nou die twee meisiekinders, Elna was nou nie meisiekinders gehad nie, sy het hulle gekry. Nie uit hulle seuns, haar seuns, het vir haar twee meisiekinders loop haal. Vir Magera en Carla, baie dankie vir die bydrae wat julle gemaak het met die pragtige blomme en die voorbereiding en ook met die gedenkboodskap, die boekie wat julle gemaak het en smeer, en die fotootjies wat julle by mekaar gemaak het. Baie dankie daarvoor. Dan is daar, het Johan my nou gevra, ek moet nou ook ons familie
bedank. Ons van is van Balen, dit was Elna se noensvan. En ons is nou die gesinne uit die familie wat nog oor is nou almal hier so vanoggend. Daar is 'n verteenwoordiging van elke gesin. Baie dankie dat julle ook hier is en dat julle ook vir Elna ondersteun het in die tyd waar dit met haar moeilik gegaan het. En as ek dit nou reg het, die volgende is dat daar 'n gemeente of 'n wijk, Dominee Evert, tussen Doringbaai en Strandfontein is, waar julle van tyd tot tyd kerk gehou het, 'n buitewijk. Ons ken dit as plaasmense ook. En hulle wil baie graag ook die mense, die gemeentelede van die kerk daar in die wijk vir hulle baie dankie sê. En dan aan elkeen van u wat vanoggend hier is. Persoonlik dink ek dis 'n besonderse liefdesgebaar wat hier openbaar om hier te wees vandag. Om ander mense te ondersteun in oomblikke van nood is nie altyd 'n morele plig nie. Dit is soms net blootgewone liefdesgebaar omdat jy iets wil gee. En ons wil dit graag so beleef en die familie beleef dit ook so. En wil vir u baie dankie sê daarvoor dat u hier is vanoggend en by hierdie geleentheid. Dan wil ek ook baie graag net die volgende noem. Daar is honderde, ek sal nou nie sê duisende nie, want ek het hulle nie getel nie, maar daar is honderde boodskappe wat op sosiale media, die kinders van vandag het mis nou die goed. So ek het ook op 'n stadium, toe sit ek nou op my Facebook bladsy so 'n ding van Elna. En toe skrik ek my amper boeglam van al die mense wat nou daarop reageer en so meer. Wat boodskappe vir ons gestuur het en ons wil vir hulle ook baie dankie sê. As iets baie besonders wat gebeur het, wat ek nou waargeneem het in die verband. Ek sal nou net iets anders daaroor sê, is dat ons het as kinders, ek en Elna en Eileen, en Gawie, ons broer wat nou al oorlede is, het groot geraak in die distrik van Calvinia, op 'n plaas. En in die kerkwijk, waar ons nou groot geraak het elke gesin, wat 'n kind gehad het, daar was baie van die ouer mense, hulle die kinders gehad het, maar elke gesin in daai wijk, wat kinders gehad het van daai kinders vir ons gekontak. En vir hulle gesê, hoe hulle aan ons dink. En hoe besonderse indruk Elna op hulle lewens gemaak het, op 'n baie vroeë ouderdom al. So, so ek gaan my nou nog net so 5 minute gee dan, want ek nou die volgende net sê oor Elna, want ek gaan nou nie weer so 'n geleentheid kry om namens ons as familie dit te doen nie. Dis nou ek, en dit het eintlik niks met my te doen nie. Maar soos dit deurgekom het in Dominee Evert se boodskap, eer ons vandag die lewe van 'n buitengewone vrou. Sy was 'n moeder en 'n eggenoot, 'n kollega en 'n suster en 'n vriendin. En sy was nederig, haar lewe was gekenmerk deur nederigheid, dissipline, diensbaarheid en 'n sagte krag wat almal om haar geraak het. Haar lewe was soos 'n simfonie van liefde, plig en genade. Elna is op 31ste Mei 1961 op Calvinia gebore en het groot geraak op 'n plaas Kleinhoek in dieselfde distrik. Nou ek kan hier graag, as jy my nou verwys, dan sal 31 Mei 1961 van u sal onthou wat se dag dit was, nee. 31 Mei 1961. En in ons familie was daar 'n buitengewone probleem waarmee my ma en my pa moes worstel. In daai tyd, daar was gemeenskapsdruk op hulle het gesit om vir Elna 'n Republiekia te noem. En gelukkig het my ma hulle toe nou deurgedruk en dit nou nie gedoen nie. En maar vir haar Elna gedoen,
na my ouma. Sy het in 1979 aan die Hoërskool Calvinia gematrikuleer. En in die verband wil ek sê, die hoofseun van hulle matriekklas is ook vanoggend hier en hy om hulle klas te verteenwoordig. En ons sê vir hom ook baie dankie, Syberam. En sy het in 79 in die hoërskool, en toe sy na die vroue leerkollege toe gegaan. En in daai tyd het sy wat vormend was in haar karakter van dissipline, lojaliteit en diens. In 82 het sy haar loopbaan by die polisie begin. En ek ken baie polisiemense of polisiebeamptes. Maar ek het min van hulle gesien wat met soveel eer hulle roeping, met soveel trots en hulle onwrikbare integriteit die Suid-Afrikaanse polisiediens gedien het, as Elna. En ek sê dit omdat omdat sy my broer is nie. Sy was in haar jare, diensjare gestasioneer op Calvinia, op Wellington en Stellenbosch en Piketberg en Eendekyl. Nou daar op Stellenbosch het die groot ding toe gebeur, daar ontmoet, voor dit nou al, maar daar het sy toe nou vir Johan van der Merwe ontmoet. Hulle twee is toe nou getrouwd, en toe trek hulle Piketberg toe, waar hulle ongeveer vir die volgende 30 jaar, nee Johan, ongeveer vir die volgende 30 jaar hulle lewe deurgebring het, hier tussen julle mense, op verskillende plekke. Elna was eers hier by Piketberg vir 'n kort rukkie, en daarna was sy mos op Eendekyl die polisie se stasie bevelvoerder, dit weet julle. En sy het baie by my gedeel, en die plig van haar daar het nogal baie van haar gevat. En sy kon deur haar emosionele intelligensie en haar menslikheid en veral haar leierskap kon sy mense help om hulle waarde te ontsluit. En dit het ook later jare in haar lewe dit duidelik geword hoeveel mense sy gehelp het om hulle waarde te ontsluit en beter polisiebeamptes en mense te word. In haar huwelik was Elna 'n toonbeeld van respek, lojaliteit en standvastige liefde. Sy het haar man met onwrikbare steun bygestaan, 'n lewensmaat en 'n raadgewer en 'n hartsvriendin. Saam het hulle 'n huis gebou, waarin eer, begrip en rustigheid gevorm is. Sy was die steunpilaar van hulle huis, hulle gesin, die sagte stem van wysheid en die hart van hulle tuiste. As moeder het sy haar 2 seuns met trots en toewyding grootgemaak. Nou, julle weet mos nou maar hoe is dit met as 'n mens so saam kinders grootmaak, dan breek die mense mos nou so onderling soms met hulle kinders, as hulle nou hulle bel mekaar en so. So Elna het net so nou dan 'n oproepie gemaak en gesê, maar hulle weet dit nou nie, die 2 seuns nou nie, maar die kinders het nou eintlik 'n buitengewone prestasie behaal of so. Wat hulle gedoen het. Sy was altyd teenwoordig, wat nog by sportgeld was, by die oefeninge of by skoolgeleenthede. En sy het hulle met 'n sagte glimlag en opregtheid aangemoedig. En sy het hulle die waarde van dissipline, respek en menswaardigheid geleer. Sy het my dit ook geleer. In haar latere jare het hulle gesin uitgebrei met 2 pragtige skoondogters, wat nou hier voor sit, Margena en Carla, wat sy met liefde en warmte as haar eie dogters aanvaar het. Haar 3 blou-oog kleinseuns, en hierdie is nou nogal 'n bietjie tragies en moeilik nie, maar 'n moment in haar lewe, die seentjies, hulle is sulke opgeskote mannetjies, hulle kan nie wees nie, want hulle sal alles omkeer hierso. Hulle almal blou oë, en hulle lag en onskuld, en hulle aanwesigheid was vir Elna 'n ongelooflike bron van lewensvreugde, veral nou ook hier in die laaste tyd
van haar lewe. Dit was vir haar baie lekker om hulle te beleeg. Soos Dominee gesê het ook, ek gaan dit nou nie herhaal nie, sy was 'n buitengewone vaardige mens, nie net 'n huisvrou nie, maar sy kon goed met haar hande doen wat ander mense nog moet uitdink. Sy was ook 'n liefdevolle suster en 'n getroue vriendin. Haar familie en vriende se lewens was altyd was sy altyd 'n bron van ondersteuning en raad. En sy het geglo om liefde te gee sonder om iets terug te verwag. Dit was deel van haar lewe. Alhoewel haar lewe nou korter was as wat ons gehoop het, was dit ryk aan betekenis, liefde en nalatenskap. Sy het die wêreld beter agtergelaat deur haar voorbeeld, haar diensbaarheid en die mense wat sy geraak het. En ek wil vra dat ons as familie vir Elna ook sal onthou as 'n vrou van nederigheid, van dissipline, diensbaarheid en genade. 'n Vrou wat gelei het deur liefde en liefgehad het deur haar diens. Veilig reis jou suster. En tot ons mekaar weer sien. Nou, nadat ek dit nog gedoen het, wil ek net nog een ding doen, Dominee. Ek wil baie graag vir Johan van der Merwe vanoggend baie dankie sê. Uit my hart uit. En dat jy die genade wat die Here vir jou en vir Elna gegee het, om die afgelope paar jare saam te wees, dat julle die beste wat julle kon wees, toe vir mekaar kon gegee het. Dankie daarvoor. Ons waardeer dit, dat jy dit vir ons susters gedoen het, ek dink ook die kinders waardeer dit, dat jy dit vir hulle moeder gedoen het. Baie dankie. Voor ons by die slotlied kom, ons buig die hoofde in gebed. Here, ons verenig as 'n groep gelowiges voor U, bid dat U Gees vertroostend in Johan en sy seuns, sy skoondogter sal werk. Bid dat U vir Johan wys hoe dat hy sy dae moet deurbring. Dat hy moet beplan, nou sonder Elna, ry en bly en wat ook al van die dag, wil U vir hom wys, elke oomblik hoe naby is U aan hom. Ons herinner onsself so aan hoe die Hebreërbriefskrywer ons leer van U wat ervaar het wat ons ervaar het, en daarom het U simpatie met ons. U weet van 'n man se rigtingloosheid soms, sonder sy vrou. Sy gedagteloosheid. En doordat 'n man aan so min dinge in die wêreld waarde meer heg, as dit nie dit kan meer deel met daardie spesiale een nie. Daarom dra ons vir hom aan U op. Dat hy U stem ook duidelik mag ken en kameraadskap met U mag beleef. Hemelse Vader, ons elkeen is so dankbaar omdat U U Seun Jesus Christus gestuur het, sodat ons as verlostes mag kan gaan lewe, skoongewas, vrygekoop van sondeslawerny. Daarom, Here, selfs die dood, vir hom is ons nie bang nie. So vry het U ons gekoop. Wees met ons die res van die dag, daar's klompie wat ver moet terugry. Uit genade vra ons dat U asseblief sal naby wees en ons bewaar om by ons geliefdes te kom. Ons vra dit alles in U naam alleen. Amen. Ons staan vir die 3 verse van die oorwinningslied.
vrede. God die Vader sal julle behoed en julle beskerm, selfs deur die doodse bande heen. Deur sy Seun Jesus Christus het jy 'n vriend wat die oorwinnaar oor die dood is en wat jou laat deel in sy oorwinning. En deur sy Gees is God so naby jou, nader as die hemp aan jou lyf. En hy sal ons troos as ons hier uitgaan. Amen.